Goeiemôre julle, Johan van Tonner saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Lukas 21 vanaf vers 34 tot 38 en Lukas 22 vanaf vers 1 tot 6. In Lukas 21 leer Jesus ons van dinge wat gaan gebeur en die terugkeer van Jesus Christus homself. Hierdie leringe vind plaas daarvoor Jesus se gevangenis, veroordeling en kruisiging. Met hierdie in gedagte was dit vir Jesus belangrik om nie net ons te leer nie, maar dit wat hy ons leer ook uit te leef. Na alles wat hy aan sy disippels vertel het van die afbreek van die tempel, verskriklike en goeie tekens in die hemel, van siektes en gerugte van oorlog en die vernietiging van Jerusalem met al hul vyande wat hulle gaan omring. Dink ek dit is goed dat Jesus darm vir ons ook raad gee hoe om ons in hierdie tye van verdrukking en versoeking te gedra en wat om te doen. Jesus gee ons 3 dinge wat ons nie ophou moet doen, veral nou nie. Hierdie was geldig vir die disippels in daardie tyd, maar net soveel vir my en jou. Eerstens sê Jesus, hulle moet op hulle hoede wees, en dan sê hy, hulle moet waak, en dan derdens aanhoudend bid. Want sê die Here, as hulle hierdie dinge doen, sal hulle waardig gevind kan word, en dan gered kan word. Hierdie is vir my so mooi. Wil jy waardig gevind word? Nou kom ons pas hierdie 3 dinge toe in ons lewens. Nou vra jy, hoe moet ek en jy op ons hoede wees en waak en wat moet ons bid? Wanneer ek hierdie lees, sien ek 'n soldaat wat 'n baie waardevolle skat of plek moet oppas. Hierdie soldaat is wakker en hy waak op wat om hom aangaan om hierdie taak wat hy gekry het uit te voer. Net soos hierdie wag, moet ons nie verstrengel raak in dit wat die wêreld na ons gooi, met al die plesier en losbandigheid wat 'n mens so gou in 'n gemaksone sit en dink dat alles sal ook oukei wees nie. Daarom is dit belangrik om te bid en die Here te vra dat ons tot volle kennis sal kom van hom, ons Vader, en gevul sal word met alle insig en wysheid, sodat ons waardig saam hom kan wandel in alles wat ons doen en sê. Hierdie gebed is nie net wat ek en jy vinnig aframmel nie, maar meer soos 'n gewoonte om verhouding te bou met die Here, insig te kry en alles met wysheid te kan antwoord en te kan doen. Ek dink Lukas het dit nodig geag om ons so bietjie van Jesus te sê wat hy gedoen het in die laaste dae voor sy kruisiging, want in vers 37 tot 38 sê hy, en mag dit vir my en jou 'n voorbeeld wees. En die aande het Jesus na die Olyfberg gegaan om te bid, en die dag het hy lering gegee. Vir Judas was hierdie waarskuwing van Jesus nie 'n werklikheid nie, en dalk was hy gemaklik geweest en gedink wat hy doen is reg, en so gee hy en selfs ons deur die wêreldse druk en amper waarhede plek vir die vyand om ons te oorreed. Vir Judas was dit om vir die Joodse raad 'n manier te gee om Jesus te vang. Hoe kon hy, sal baie van ons sê, maar hierdie is juis 'n voorbeeld van wat Jesus ons nou net geleer het in vers 34, waar hy sê, waak en moenie dat jy verstrengel raak in wat hierdie wêreld bied nie. Hoeveel keer het ons Jesus dalk verloon, waar ons in geheim Christene was, of toe ons sonde toegelaat het in ons lewens, publiek of agter geslote deure. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 6, laat ons nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te help om op ons hoede te wees en om daadwerklik waaksaam te wees. Dit gaan 'n effort vat van my en jou, maar deur konstant te bid sal die Here ons help deur die Heilige Gees met wysheid en insig om staande te bly, juis in hierdie tyd waarin ek en jy leef. Mooi dag vir julle.